Kom ons kyk na redoksreaksies met oksidasiegetalle. Met ander woorde, ons gaan nie die tabel gebruik nie. Nou, die eerste stap wat jy gaan doen is oksidasiegetalle toeken. So hierso het ons nitraat. Nitraat is 1 minus. Daar's 3 van hulle wat 'n lading van -3 gee. So daai yster is 3 plus. En hierdie yster is 0. Sink hierso is 0. Daar is soos al my oksidasiegetalreëls wat jy kan deurgaan. Sink is 0, nitraat is 1 minus, maal 2 gee 2 minus, so daai sink is 2 plus. Nou die nitrate se ladings is dieselfde, so dis toeskouers ione, so ek kan hulle net kanselleer. Met ander woorde, stikstof en suurstof se oksidasiegetalle gaan nie verander as dit NO3 aan die een kant van die vergelyking is en NO3 aan die ander kant nie. Dan word daai toeskouer ione genoem en ek kan hulle maar net ignoreer. So in hierdie reaksie gaan yster 3 plus yster word deurdat ons 3 elektrone opneem. Die lading aan die linkerkant wat nou 0 is, moet altyd dieselfde wees as aan die regterkant van die vergelyking. Okay, so dit is die opneem van elektrone of die wins van elektrone. So dis 'n reduksiehalve reaksie. Dan sink se oksidasiegetal is 0 en dit word sink 2 plus. So ek het 0 lading die kant, 2 plus daai kant, so ek moet elektrone of 2 elektrone afgee. So dis 'n oksidasiehalve reaksie, want dis die verlies aan elektrone. Of jy kan dink aan die oksidasiegetal wat verhoog. Dan gaan ek sou ek die netto reaksie wil skryf, gaan ek die boonste vergelyking met 2 moet maal, sodat ek 6 elektrone kry, en dan die onderste ene met 3, sodat ek ook 6 elektrone daar kan kry. En dit gee vir my 2 Fe3 plus 3 Zn, gee vir my 2 yster plus 3 sink 2 plus ione. En daai is my netto reaksie. En dan weet jy dat die oksideermiddel in die reduksiehalve reaksie is. So die oksideermiddel is yster 3 plus ione, of jy mag ysternitraat skryf. En dan die reduseermiddel is sink. Dan kan jy kan nou nie kyk of hierdie reaksie spontaan sal plaasvind as jy nie die tabel het nie. Maar sou jy die tabel gehad het, kon jy bepaal of die reaksie spontaan sal plaasvind. Kyk maar net na die video oor die tabel daarso. Volgende ene. 0 oksidasiegetal. Okay, mooi. En plus 1. So silwer word silwer 1 plus. En dan moet ek hierdie kant 'n elektron bysit. En dis die verlies aan elektrone, so dis my oksidasiehalve reaksie, wat nie te moeilik was nie. Nou het ons 'n klein probleempie. Daai is klein bietjie moeiliker. NO3 nitraat word NO2 gas. Okay, so nou het ons 'n probleem. Aan die een kant van die vergelyking is daar 3 suurstowwe en aan die ander kant is daar net 2. So om dit te balanseer sit ons water by. So ons gaan hulle noem dit balansering in suurmedium. So ek gaan 'n water moet bysit sodat daar ook nou 3 suurstowwe aan die regterkant van die vergelyking is. So kom ons maak vir onsself 'n klein bietjie meer spasie. Maar dit beteken dat ek nou 2 waterstowwe aan die kant te veel het, wat ek nie aan die linkerkant van die vergelyking het nie. En om dit te balanseer, sit ons 2 waterstof ione by. En dit is hoekom die term suurbarium gebruik, want daai verteenwoordig protone. So nou het ek wat? 2 waterstowwe links, 2 regs, 3 suurstowwe links, 3 suurstowwe regs. Okay, nou kyk ek na lading. Aan die regterkant van die vergelyking het ek geen lading nie. En hier het ek 1 minus met 2 plusse. So nou moet ek 'n enkele elektron aan die kant bysit om die lading nog 'n minus by te gee. En dit is die wins van elektrone. So dis my reduksie-half reaksie. Die netto is baie eenvoudig.